Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir grootmense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand. Vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaapland toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons en sondagaande wissel ons tussen Mas Kokemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en ook nou en dan 'n lekker verrassing storie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis lekker Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar ook al in die wêreld julle is. Vanaand kuier Malkop Mavis weer. Geniet dit. Die avonture van Mavis Ferreira en Ludovicus die Brak. Episode 4. Die merk in die sand. Mavis Ferreira is nie 'n heldin nie. Sy is nie 'n heks uit 'n storieboek nie. Sy is net 'n slim vrou met 'n pratende kat, 'n baie dapper klein brak en 'n groeiende talent om in moeilikheid vas te loop, wat nie heeltemal aan hierdie wêreld behoort nie. En hierdie keer het sy iets huis toe gebring wat sy eerder moes gelos het. Mensies, daar is goed wat 'n mens huis toe bring sonder om mooi te dink. Brood, melk, spyt en as jy duidelik nie goed leer nie, een ronde muntstuk met 'n merk op. Ek moes daardie ding by Pietie gelos het. Of in sout toegedraai het, of vir Garfield gegee het om op te sit. Maar nee, ek het dit in 'n servet gevou en saam hut toe gebring. Die hut het daardie aand klaar verkeerd gevoel. Nou kyk, die hut op die strand voel nooit heeltemal normaal nie. Dis half hout, half wind, half ou geheue, maar daardie aand was anders. Daardie aand wou self Ludovicus nie naby die tafel kom waar die munt gelê het nie. Garfield kyk van die vensterbank af na die munt, soos net 'n kat kan kyk as hy weet iemand anders gaan nou swaar kry. Moenie so kyk nie, sê ek. Jy moes dit nie saamgebring het nie. Ek weet dit nou, jy kon dit vroeër ook geweet het. Die munt het nie gegloei nie, nie gerol nie, nie gesweef nie. Hy het net gelê. Toe kraak die glas langsom. Ek spring regop. Nog 'n kraak. Toe bars die glas oop. Water loop oor die tafel. Ludovicus blaf een keer, kort, reguit. Toe sien ek dit. In die water trek die munt 'n halfsirkel. Oop na die deur. Ag, hel. Wat slaan nou so? En nie hard nie. Net hard genoeg om te laat weet, iets is hier. Die wind ruk aan die venster. Ludovicus raak stil. Dis altyd sleg. As 'n hond blaf, is daar nog hoop. As hy stil raak, begin jy vinnig jou lewe herevalueer. Ek tel die servet op. Die munt is ijskoud. Nie gewone koud nie, leeg koud. Daai koue wat voel asof iets anderkant daardeur na jou toe kyk. Garfield brom, moenie dit in jou sak sit nie. Ek was nie van plan nie. Jy het daai gesig gemaak. Iets beweeg buite. Vinnig. Te vinnig. Nou is dit op die dak. Garfield, sê ek. Sê asseblief vir my, dis net 'n vervlakste hadida. Nee, sug Garfield. Wat dan? Dis 'n venator. Daai naam het sleg geland. My kop het dit nie geken nie. My lyf het. Wat is 'n venator? Vra ek versigtig.
Iets wat kom kyk wie het goed teruggestuur sonder toestemming. Nog 'n slag, hierdie keer teen die deur. Harder. Garfield sug. Moenie jou naam gebruik nie, moenie die munt wys nie en moenie dom raak nie. Ek waardeer hoe prakties jy onder druk raak. Die vensters bars oop, iets kom in. Nie soos 'n dier nie, nie soos 'n mens nie, soos 'n stuk nag wat bene geleen het. Ek sien dit in flitse. Te lang ledemate, nat glans, skewe skouers, iets soos seegras teen been, 'n kop wat te glad draai. Toe word dit groot, te stil. Lodewieke skiet vorentoe. Lodewieke nee, te laat. Die venator swaai, net naby genoeg. Lodewieke rol oor die vloer en slaan teen 'n stoel. My hart hou op werk. Lodewieke. Dank die Here, hy staan op. Kleiner as die ding, kwaaier as voorheen. Garfield is natuurlik reeds bo op die kas. Moenie op die lyf mik nie, help hy van abo. Wat presies moet ek met daardie inligting doen? Die venator draai na my, en toe sien ek die voorkant van hom. Nie 'n gesig nie, net die plek waar een moet wees. Gladde, nat, donkerte. 2 holtes wat nie lig wil vat nie. Dit kyk nie na my nie. Dit kyk na die munt. Natuurlik. Ek hou die servet stywer vas. Jy kry dit nie, sê ek. Braaf. Dit beweeg. Vinnig. Baie vinnig. Ek gooi die soutpot uit instink. Die venator ruk terug. Goed. Nie genoeg nie, maar iets. Toe hardloop het teen die muur op. Teen die muur. Nee man. Niks wat teen jou binnemuur op hardloop hoort in jou huis nie. Toe kom Becky in. En alles verander. Ek het hom al gesien, stil, kalm, goue oë, daardie beheersing van hom. Maar hierdie keer hou iets in hom op om klein te speel. Hy word nie groter nie, hy word net te veel, te regop, te seker, te oud vir gewone tyd. Die lig word skerp, die hut voel kleiner. Selfs die venator trek terug. Toe sien ek sy wapens. Nie gewone lemme nie, nie staal soos ons staal bedoel nie. Hierdie goed lyk nie gemaak nie, hulle lyk toegeken. Gebind uit 'n eed, uit stryd, uit iets veel ouer. Lig flits daarop op 'n manier wat nie van 'n lamp of van die maan afkom nie. En vir een verskriklike sekonde dink ek, Becky lyk nie soos 'n man wat 'n wapen dra nie. Hy lyk soos die rede waarom wapens bestaan. Die venator gooi homself van die muur af, Becky beweeg. Liewe hemel. Een oomblik staan hy stil, die volgende oomblik sny daar die lem deur die donker tussen hulle. Die hut sidder. Sand spat by die deur in. Die venator vou terug. Nie net uit pyn nie, uit herkenning. Toe praat Becky. Terug na die ander kant. Die venator ruk. Becky draai weer. Nog gesny. Presies. Geen mors, geen paniek, net besluit. Die ding probeer weer vorentoe. Becky tree in sy pad. Jy jag in die verkeerde huis. Daar die lyn. Daar die stem. Nie hard nie, maar die hut luister. Ek luister. Die venator ook. Toe kyk Becky op, reguit na my.
En hy weet ek het hom nou gesien. Nie net die man nie, hom. Vir een breekdeel van 'n sekonde staan alles stil. Toe breek die venator weer vorentoe en die oomblik is weg. Die venator gaan nie vir Bekkie nie, hy gaan vir die munt. Ek gooi die munt op die tafel, reg langs die sout wat gemors het. Die tafel slaan om, die servet skeur, die munt rol oor die vloer en val in die sand by die oop deur. Ag, nee. Bekkie. Nie elegant nie, maar duidelik. Die venator is al by die deur, lang bene, skewe skouers, daar die niks gesig amper in die sand. Bekkie beweeg weer, en hierdie keer sien ek nog meer. Net 'n flits, net genoeg. So asof sy menslike vorm net 'n laag is oor iets ouers, iets harder. Iets amper goddelik in die wreedste sin van die woord. Hy slaan nie die wese nie. Hy merk die sand. 'n wit merk brand oop voor die munt. Die venator ruk terug asof 'n afgrond oopgegaan het. Bekkie grom, moenie aan dit vat nie. Baie dankie, ek was nie van plan nie. Die venator probeer weer nader kom. Bekkie slaan af, nie op die munt nie, op die skaduwee wat daaruit val. Die munt gil, nie soos 'n mens nie, maar meer soos metaal wat onthou waar dit was, voordat dit geld geword het. Ludovicus blaf soos 'n besetene. Garfield is 'n volle oranje Halloween plakkaat op die kas. Die venator vou terug, nie dood nie, nie klaar nie, maar afgesny, teruggestoot, uit die merk, uit die hut, terug die nag in. Niemand praat vir 5 sekondes nie. Ek staan skeef teen die tafel, hoop hy hou my op. My hart gaan soos 'n wasmasjien op spin. Ludovicus beweeg eerste. Snuffel my knieg, my hand, besluit ek lewe nog. Goed genoeg. Garfield klim van die kas af met die waardigheid van 'n kat, wat hoop niemand onthou wat hulle sopas gesien het nie. Bekkie staan by die deur. Nou lyk hy weer amper soos voorheen. Amper. Ek kyk na hom. Hy kyk terug. Jy is nie net 'n man met goeie tydsberekening nie, né? Na lang ruk, sê Bekkie. Nee. Wel, ten minste eerlik. Ek kyk na die sand, na die merk, na die munt. Wat is jy? Bekkie kyk nie weg nie. Ek beskerm die goeie. Ai tog. Natuurlik praat hy soos 'n eet wat geleer het om te loop. Dis nie 'n antwoord nie. Dis die enigste een wat jy vanaand kry, sug hy. Eerlikwaar. Na wat ek sopas gesien het, was dit reeds meer as wat ek verwag het. Garfield kom nader, versigtiger as gewoonlik. Kyk na die munt. Dis nou erger. Wonderlik, dis lekker om te hoor. Nee, ek bedoel dit letterlik. Ek kyk af. Die halwe sirkel is weg. Nou is daar 'n snymerk, reguit, soos iets wat oopgemaak is. Daardie aand het ek geleer die munt van Pietie se winkel was nie net 'n oorblyfsel nie. Dit was 'n lokval. En ek het geleer Bekkie is nie net 'n stil man met 'n goeie instink nie. Hy is iets ouers as dit. Iets gevaarliker. Iets wat nie elke aand moeite doen om menslik te lyk nie. Ek weet nog nie presies wat ek in daardie hut gesien het nie. Ek weet net, dit het die venator bang gemaak. En om eerlik te wees, dit het nie juis my senuwees gehelp nie. Die munt het in die sand by die deur bly lê, met daai nuwe snymerk daarin. Soos 'n wond wat nog nie besluit het of hy klaar gebloei het nie. Die vorige keer het ek iets teruggestuur.
Hierdie keer het iets teruggekom om te kyk wie dit gewaag het. Ek is Mavis Ferrara. En as jy ooit in 'n strandhut sit met die see aan die een kant en die donkerte aan die ander kant, en 'n munt op die vloer wat voel asof dit onthou hoe om deure oop te maak, moenie wag vir die tweede slag teen die hout nie. Slaap lig en moet tog nie alles huis toe bring net omdat dit in jou hand pas nie. Geskryf en voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.